Die offer is betaal. Jy kan niks byvoeg nie. Jy kan net ontvang, dit embrace, en dit geniet. Ons het gesing, miskien kan u sit, ek gaan vir pastoor Tommy vra om die woord te kom bedien. Ons het nou nog gesing van the elder, sorry nie pastoor, ek is jammer man, ek kyk nou daai kant toe, maar sorry my boeta man, dit sal allemaal gemors wees, né? Pastoor sit nie, asseblief, u bedien vir ons die woord vanmorgen. Ons het gesing, the elders and the angels sing, the redeemed worship you now. Daar die woordjie redeemed, is my so vol waarde. As iemand jou geredeem het, wat sê dit vir jou? As iemand jou geredeem het, as iemand die losprys betaal het, wat sê dit? Dit sê vir my, redeem beteken vir my om op 'n verlore plek te wees. Redeem beteken ek is op 'n verlore plek. Ek het redemption nodig. Hy kom haal my daar. Hy het nie vir my gesê, kom eers bietjie op, kom eers op nie. Hy het my daar gaan haal, om my te verlos. Uit die modder uit het hy my gaan haal. Dis waar hy my gekry het. Toe ek in daai modder was ek vir hom 'n liefling. Was ek sy oogappel. Omdat hy my sien, soos wat hy my gemaak het. En ook redeemed, sê vir my, die volledige prys is betaal. The ransom has been paid. Die prys wat gevra was, is betaal. Niks uitstaande nie. Niks uitstaande nie. Ransom, daai switch van, okay, jy kan hom kry want die ransom is betaal. Daai switch kon net plaasvind omdat die volledige prys betaal is. Daai woorde beteken vir my so baie. I'm redeemed from there, from the guttermost. I was taken up to the uttermost. Op grond van sy liefde vir my. Daar's geen prys uitstaande nie. Die volledige prys is betaal. En ons eer God daarvoor. Pastoor Sydney, baie dankie. Spanmaats, dankie dat julle so julle plek vol gestaan het. Ons eer God vir julle. Amen. Amen. The Lord is good. God is good. All the time. All the time God is good. Geliefdes in die Here, as ek nog nie met u uitgekom het nie, wees hartlik gegroet in die mooi naam van die Here. Want dis die naam bo alle name. Dis die naam wat verlossing bring. Dis die naam wat oorlewing bring. Dis die naam wat die verwondering verwyder, want God is in beheer. God is in control. And when God is in control, something unexpectedly can happen in your life. Vir Andries en span, tot op die rekenaar, tot op die kamera span, wil ek vir u net baie dankie sê. U het goed gedoen, wel gedaan. God is trots op julle. En God gaan vir u nog na 'n beter hoogte toeneem. U moet net, soos hulle sê, fasten your seat belts. God is about to take off. Halleluja. Geliefdes in die Here, ons wil vanoggend praat oor iets nuut. Nou terwyl jy sit met iets wat nie so nuut is nie, is dit baie moeilik vir God om in jou lewe te deponeer iets wat nuut is. Okay, kom ek vat dit nog 'n bietjie nader. As jy sit met 'n klomp klere in jou kas, en jy vertrou die Here vir 'n nuwe pak klere, of vir 'n nuwe uitrusting, soos die dames dit noem, en jy maak nie plek vir die nuwe uitrusting nie, is dit baie moeilik vir die Here om vir jou daai uitrusting in te stuur, want daar is nie plek gemaak vir die nuwe uitrusting nie. Amen.
Ons gaan na Jesaja 43. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien, kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë weivelde riviere opspring. Hier is 'n belofte van die Here tot sy kerk. Hier is 'n belofte van die Here tot hulle wat hom dien in gees en in waarheid. Hier is 'n belofte van oorlewing wat deurkom na u toe en dit wil sy regmatige plek inneem. Ek het gedink, ek gaan my paadjie uittrek, maar ek gaan nie, ek het dit gekund. Die Here is alreeds besig. God is alreeds besig, maar die Here is nooit te besig om na jou te luister nie. God is nooit te besig om iets wonderbaarliks in jou lewe tot stand te bring nie. Die Here maak tyd vir jou. Die Here luister na jou. God reageer op jou stem en wanneer jy hom aanroep, sal hy jou antwoord. God is 'n waarmaker van sy woord. As hy iets sê, sal hy dit beslis doen. Mense het 'n neiging om mekaar te leer te stel. Maar die Here, ons God, sal jou nooit teleurstel nie. Hy sal jou nie los nie. Is soos daardie gebed van Jakob, wat Jakob in 'n worsteling was met die Here, toe hy vra, Here, los my. Toe die Here vir hom sê, Jakob, los my, toe sê Jakob vir die Here, Here, ek gaan jou nie los nie. Ek gaan jou nie los nie. Totdat jy my nie seën nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. En in Jesaja 43 sê, God gaan 'n nuwe ding doen. 'n Nuwe ding is 'n besonderse ding, want baie keer verwag jy nie 'n nuwe ding gaan opspruit nie. Ek dink Andries het dit genoem. Hy sê, God maak alles net. God verander jou omstandighede. God doen 'n inplanting. En soos 'n lelie wat in modder geplant is jy geplant in modder. Maar wanneer jy opkom, is jy die mooiste blom. En almal kan nie dit nalat om te kyk na jou toe en sê, "Jene, dis darem 'n mooi blom nie." Maar hy het uit modder uit gegroei. Die mooiste blomme groei uit modder uit. So, dit is net vanmôre 'n boodskap dat daar vir jou hoop is. Daar's 'n Engelse koortjie, ek dink Pastor Tommy sal dit ken. The only hope I have is in Jesus. The only hope I have is in Jesus. En al lyk jou omstandighede so donker, al lyk jou omstandighede asof dit net verwarring saai, wil ek jou vanmôre sê, daar is hoop vir jou. Daar is hoop vir jou. Die Here skep 'n verwagting. Jy moet ook 'n verwagting by die Here skep. Want alles is by God moontlik. Daar is nie iets vir die Here wat onmoontlik is nie. Daarom sê, roep my aan, roep my aan, roep my aan. Ek sien, toe die Here die opdrag aan Moses gee, om weer op die berg te gaan, toe die Here voor Moses kom, toe beweeg hy deur, toe Moses besef, dis die Here wat nou verby gegaan het, toe skree, Here, Here, moet my nie verby gaan nie, halleluja, daar is hoop vir u,
daar is hoop. Ek het nou die dag in 'n boodskapie gesê, die mense maak hulle self so gewoond om 'n siekte in hulle liggaam tuis te laat voel. Dat jy soveel so ver gaan om te sê, die kanker is myne. Die onreëlmatige hartkloppings behoort aan my. Hoe kan jy sulke dinge kwytraak? Maar jy verwag, die Here moet jou verlos. Jy verwag, die Here moet jou gesond maak, maar jy wil die siekte eien as jou eie. Die Here beweeg ook bonatuurlik. En 'n bonatuurlike neiging van die Here om te beweeg is wat God sê hier in Jesaja. Hy sê, ek maak 'n pad in 'n woestyn. Hy maak iets moontlik wat vir jou onmoontlik lyk. Baie keer dan gee ons te maklik op. Ons gooi tou op te maklik. Iemand het gesê, it's not a wonder to be rich. Dan voeg die persoon by, it's a miracle. Like God has taken, He's put the stars in place. He has named all the planets in orbit. He took the time off to put them in their places. So wil die Here vir jou in jou plek sit, in jou tydsgleef, wil hy jou inwerk, dat jy kan verstaan, die God wat ons dien, is 'n groot God, dis 'n almagtige God, dis 'n lewendige God, dis 'n God wat beweeg, sonder beperkings. Baie keer moet u vir uself vra, is ek reg geposisioneer om te ontvang wat die Here vir my in gedagte het? Am I in the right frame? Am I in the right place? Nou, u sal verstaan dat die Here sal mense beweeg om sy doelwitte te bereik. Die Here sal vir jou beweeg om sy doelwitte te bereik. Dis die Here, dis net die Here wat riviere laat opspring in plekke van droogte. Dis net die Here wat vir Moses daar die vermoë in sy binneste gee, wat die Here vir hom vra, Moses, wat het jy in jou hand? U sit met 'n groot salwing op u lewe. Het u vir u self dit al reeds afgesê? Hoe groot is die salwing? Die salwing, die kapasiteit van die salwing op u lewe, dit bring soms geweldig onplesierigheid in die lewe, want u sal nie besef, die salwing wat die Here u toevertrou nie. Dan gaan ons na Jesaja 40 toe. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vlier, dis nou manne vol energy, struikel en val. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg op met arendsvlerke. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. Die Here gee die vermoeides krag. Weet u wat ter gevoel weerspieël dit om 'n vermoeide te wees?
You are concerned about everything. You are concerned about the politics. You are concerned about this. And everything that happens around you is starting to be a pest in your life. Inteendeel, is dit dan nie die Here wat gesond maak nie? Is dit dan nie die Here wat verlos nie? Is dit dan nie die Here wat krag gee nie? Is dit dan nie die Here wat voorsien elke ding wat u moet eet nie? Is dit dan nie die Here wat u moet voorsien van 'n herberg nie? Is dit dan nie die Here wat u moet voorsien van elke iets wat u nodig het nie? Hy gee die vermoeides krag. Hy gee die hulpeloses hoop en versterking. Jou krag, in jou krag kan jy baie bereik. There's a chorus that says, reach out and touch the Lord as he passes by. Reik uit na die Here toe, want die Here wil vir jou iets doen. Die Here wil vir jou iets beteken. En jy kan met jou kleine bietjie, kan jy ook iets beteken vir God. Die Bybel sê, in jou eie krag kan jy nie bou nie. Someone has said the words as, if you want to confuse the enemy, you've got to start to learn how to operate in the power of God. And through that, you will confuse the enemy. First, you will confuse the enemy. He will look around and he will try to figure this out. What has happened with John and Sarah? We've heard that they were about to divorce, but there they're walking across the street, hand in hand, looking nowhere else but into one another's eyes. And you can see John is like a 16-year-old who has got a whole bunch of chocolates, and it's starting to look confusing. It's starting to look confusing to those that are outside and not inside. Ek sê altyd die God van die leerskare, hy werk soos 'n binneding. Die jong mense word afgemat. Groot mense, julle kan daarvan 'n getuienis wees. Hoeveel keer kan jy vir jong mense vra, doen dit vir my man, help my met dit man, kan jy nie dit doen nie? Hulle bly moeg, Here Jesus, bly moeg. Daddy, ek kom nou net van 'n double shift af. Vra maar vir, ek is moeg gewerk. Luister, my ma het gesê, werk het vir niemand ooit dood gemaak nie. Niemand is ooit dood van werkie. Dit was my ma se woorde, my eie ma. En die jong manne, in hulle vleur van hulle lewe, the best is yet to come. The young people in the best times of their lives, the young people that is about to achieve greater than is ever thought about. Die jong manne in hulle vleur. 'n Vleur is, as iemand my nou vra, brother, kom ons gaan doen die gunrun in Kaapstad. Dan gaan doen ek die gunrun, en dan die laatmiddag, dan gaan ek die appelmarathon hier doen in Ceres. In jou vleur, in jou mooiste jare, in jou pragtigste jare, het jy nog tyd om te dink aan struikel. Maar die Here se woord sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
As jy gaan wag op jou vriend, kan dit teleurstelling bring. Maar jy wat wag op die Here, kry nuwe krag. En wanneer jy die krag van die Here ontvang oor jou lewe, is dit 'n salwing wat geaktiveer word. En wanneer die salwing geaktiveer word, begin jy so opstyg soos 'n arend. Jy begin opstyg. You are not part of the crowd anymore. You don't need crowd dynamics. Jy is nie deel van die span nie, want Christus het sy salwing op jou geplaas. Hy het jou uitgekies, hy het jou op jou naam geroep, jy is syne. Ek sê die Here gebruik wie hy wil gebruik. Jy kan van 'n span van 5 of 10 kinders, kan jy die 3de oudste of die 4de oudste wees. As die Here sy salwing op jou wil sit, gaan hy dit op jou sit, ongeag. And lo and behold, sometimes you actually ask God, let me win the lotto. Here, Jesus. Why you cannot get what is written in the promises of God? Why you cannot get what you have been waiting for such a long time? Why you cannot receive it? You might ask yourself. Jy mag jouself vra, miskien is dit omdat die Here nie vir my kan vertrou nie. Because gee die Here vir jou daai bankwa vol geld, Here, jy's weg. Jy gee antwoord in Frankryk. Jy gee antwoord in Londen. Wat soek jy daar? Die mense vergaan in Afrika van hongerte. Daar is mense wat nie huis het nie. As ons so vir die Here dankie sê, dan sê hulle, ag Here, hulle kan dit nie ophou nie. Vloede is besig om ons land weg te sleer. Jy gee antwoord in Londen, Here Jesus. Hulle word nie afgemat nie. Hulle word nie afgemat nie, want God is totaal besig 24/7 om vir jou te versterk. Soms onthou jy om vir ander te vra. Soms onthou jy om die Here te raadpleeg, omtrent Pieter, omtrent Paul, omtrent Jane, omtrent Vanessa, maar jouself vergeet jy. Jouself vergeet jy. Sê, Here, hier is iets wat onreëlmatig voel hier binne in my. Here, dis nie myne nie. Dis nie myne nie. Here, verwyder dit, want dit behoort nie aan my nie. Tweede Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die ou dinge, baie van ons is so oorbehep met ou dinge. Ons is so opgemaak met ou dinge. Maar die woord sê, die ou dinge het verbygegaan. Die ou dinge het verbygegaan, want alles het nuut geword. Maak 'n plan met die ou dinge, dat jy nie vasgevang word in die ou dinge met sy ou tyd nie. As die Here aan jou genade toevertrou, moet jy seker maak dat die nuwe ding gaan ek gebruik tot verheerliking van God se naam. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Baie van ons verwag dat die Here 'n nuwe ding in ons lewe moet doen.
maar ons wil nie die lewe toewy aan die Here nie. Ons wil nie vir die Here innooi om sy regmatige plek in te neem nie. Ek skep so moed, as wanneer mens nou weggaan van die huis af, dan sê hulle, is daar iemand wat ons op die pad kan sit. Vir baie, vir baie het dit maar net 'n spreekwoord geword van wie gaan vir ons op die pad sit. Maar die Here, hy bly God. God maak elke kronkelpad reg uit. Ek wil vir u net ligtig net inlig. My moeder was in 'n ongeluk nou. Daai babykind van my het my voorsien van 'n tydelike motor wat ek kan gebruik. Dit was in die week in. Nou ons woon mos nog nie meer op die plaas nie, ons woon in Makassar. Toe kom ek op die brug by Makassar. Toe staan ek op die rooi stop. Wat sê die robot sê dis rooi, nou moet ek staan. En ek staan daar en wag my beurt af om te ry, wanneer die robot nou groen verander. Hier van die linkerkant af is daar 'n taxi vol mense. Ek wil nie die taxis sleg maak nie, maar regoor op 'n groen robot kom 'n lorry met 'n groot boelba en hy kom teen 'n goeie spoed, maar ek gewaar dit. En toe die lorry nou oorkom, toe steek die taxi met die klomp mense ook oor. Ek sien in my gedagtes, sien ek wat 'n vreeslike ongeluk hier gebeur. Maar ek is betrokke, want daai lorry sal daai taxi met 'n klomp mense op my laat beland het. Jo. Pancakes and orange, pancakes with orange and ice cream, you will know it's fantastic. But ek sal 'n pancake gewees het. Sonder ice cream. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Ons word dikwels herinner deur die storie van die Israeliete wat vrygemaak was uit Egipte uit. En as die wind vir hulle so van voor af begin waai en tref, dan het hulle verlang na die vleispotte van Egipte. Min denking dat hoe swaar hulle gekry het in Egipte land. Vergeet hulle so dikwels. En dit gebeur dikwels in ons lewens. Wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons waarvan ons gekom het van swaar kry. Want het gaan nou net te goed. Het gaan nou te goed. En jou gedagtes is besig om geverteer te word deur Satan. Want Satan is agter jou gedagtes. Satan wil met jou gedagtes mors. Hy wil jou uitbrand, maar hy wil begin met jou gedagtes, sodat daar twyfel in jou hart sal ontstaan, en jy sal vra, het die Here so gesê? Het die Here so gesê? Kind van die Here, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. You've left that old thinking behind. Daai ou gedagtes het jy agtergelos. Daai skelme streke het jy agtergelos. Daai van mense inloop het jy agtergelos, van die Here, van die Here het 'n nuwe ding kom doen in jou lewe. En Christus sê mos hier in Jesaja 43, ek gaan iets niets doen, en almal sal dit sien, en almal sal dit oplet. Mense sal oplet en sê, wat het gebeur met hulle?
Hulle was daar nooit so nie. Hulle is nou so. As iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel. Daar's iets nuut op pad na u toe. Something new is on its way to you. And it's not written in my name. It's not written in the name of the executive pastor. It's written in your name and it knows your address. It's niet as op pad na jou toe. 2 Korintiërs 5:17. Ons kry ons sinsnede hier. En die woord, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle volmaakte wil van God is. We don't come, ons kom nie en gaan soos ons wil nie. Ons reageer nie uit emosionele gevoelens nie. Ons bereik nie anders deur ons self hoog te ag en beter te ag as ander mense nie. Ons gaan nie ter wille van ander mense vir onsself verhoog nie. Maar dit is 'n waarskuwing van die Here dat ons nie moet gelykvormig word aan die wêreld nie, maar verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Verander. Change is not easy, but change must happen. Change must occur. It's very difficult for all of us to get used to change. Want change, verandering, kan ongemak bring. Verandering dit kan 'n vereiste wees dat ek miskien 'n tikkie vroeër uit die bed uit moet klim in die oggend om met die Here te praat. It's not always comfortable. It's not always comfortable. But die pad van die Here is vol distels en dorings en is net die wat volhard tot die einde toe is diegene wat gered sal word. Amen. Who's a silent amen? I love it. Ek like die silent amen. Hy praat, die Here praat met ons soos 'n leermeester om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie. Maar ons moet verander deur die vernuwe van ons gemoed. Want as jy doen wat die Here jou vra, sal jy gemoedsrus kry. Sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Dis 'n uitroep vir u broeder. Dis 'n uitroep vir u susse om in die Here se pad te wandel, om deelagtig te word, gaan vir my niks in die sak bring om te dink alles gaan omtrent my nie. Dit gaan my niks in die sak inbring nie. Maar weet u wanneer u eintlik regtig begin lewe, is wanneer u gaan lewe vir u naaste. Wanneer u gaan lewe vir u medebroer, wanneer u gaan lewe vir u medesuster, dan gaan dit vir jou 'n bietjie maklik wees wanneer jy jou broer of jou suster by die hand kan vat of wil vat. Daar is 'n uitroep tussen ons mense dat ons die wil van die Vader moet doen. Daar is 'n uitroep wat sê niks gaan regkom sonder die Here in ons bout nie. Daar is 'n uitroep wat sê ons sal nooit dit kan kry
wat die Here vir ons beloof, as ons nie aan sy kant, aan wie se kant is jy? Ek sê, as jy nie God kom eer en aanbid in waarheid nie, as jy nie wil eers opstaan om na die tent van aanbidding toe te kom nie, dan is jy nie 'n Christen nie. Jy's 'n moslim. Soms dan sê ek by die huis, moenie so hard praat dat die moslim slaap nog. Moenie die slamse wakker maak nie. Los hulle. Ek het verlede week het ek by die huis, toe ek uit die diens uitkom, toe sit die kleinkinders besig om domino's te speel. En toe vra ek nou vir myself af, broertjie, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen omtrent die domino-spelers? Toe sê ek, okay, ek sal iets doen. Ek kry vir elkeen 'n blaai, ek kry vir elkeen 'n pen, ek sê, begin skrywe wat ek nou vir julle gaan sê. Ek sê vir hulle, wat doen jy op 'n maandagoggend? Een sê hy, staan op, hy trek hom aan en gaan skool toe. Ek sê, jy het nog nie geëet nie. Ek sê, jy het nog nie gewas nie. Jy staan sommer op, maak jou klaar, gaan skool toe. Dit is verkeerd. Ek vat hulle elke een deur die proses om te sê, die eerste ding wat jy doen, as jy staan op, jy sê, dankie Here, dan gaan jy was, dan gaan jy jou kos eet, en dan gaan jy aantrek, en dan gaan jy vir jou ouers sê, ek is nou reg om skool toe te gaan. En omdat jy nie moslim is nie, doen jy dit wat die Christene doen, op 'n Sondagoggend. Saterdag, jy kan maar, it's a day at leisure. Saterdag is jy vry, jy kan eintlik doen wat jy wil, jy kan eintlik fliek toe gaan of wherever jy wil gaan, jy kan doen wat jy wil op 'n Saterdag, maar Sondagoggend moet jy jou ouers herinner, hulle moet my wakker maak, hulle moet sien dat ek gewas is, hulle moet sien dat ek eet, hulle moet sien dat ek reg aangetrek is, want ek gaan na die huis van die Here. Almal het hy notes, en nou het ek nogal vir hulle gesê, kyk, kleerlinge hou van geld, en het ek vir hulle gesê, oor 3 weke, dan kom jy terug met die nota na my toe, dan gaan ek jou daarom iets gee. Openbaring 21, versie 5. En hy wat op die troon sê, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf van hierdie woorde as waaragtig en trou en betroubaar. Waaragtig en betroubaar. Werd om ten volle aangeneem te word. Hier, en ek was nogal gemove toe ek sien Pastor Tommy. Paulus was een van die mense wat die gemeente van Asie en so meer, Griekeland en so meer, op hulle tone gehou het. Want Paulus het briewe geskrywe wat skrik vir niks. Paulus het hulle gesê, so en so bly dit. Want so het ek dit ontvang van die Here af. En dit bly so. Maar toe sien ek, hier is Johannes. In Openbaring kry Johannes die groot pen. En hy skryf Openbaring. En is Johannes wat eintlik skryf. Hy sê, hy wat op die troon sit, sê, kyk. En is merkwaardig. Want as jy gelees het, of as jy mooi gehoor het die Here gesê, ek staan op die punt om iets nuuts te maak. En julle sal dit al sien kom. Hier sê Johannes, ek weet
en ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, van hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. You can trust the word of God. You can trust God at every word that he says. If God says, I'm going to do this into your life, and you're going to go back and you're going to say, Lord, but I'm not the eldest. It's supposed to work. Jimmy is the eldest here. You're supposed to bless Jimmy first. Ek het nie 'n saak met Jimmy nie, sê die Here. Jimmy se tyd kom nog. Dis nou jou tyd. Anna, dis jou tyd. I'm blessing you. I'm anointing you, Anna, for a time like this. Johannes getuig van die pragtige gees van Christus. Hy verseker dat Christus gaan 'n nuwe ding doen en almal sal dit sien. Almal sal dit sien. So, moenie surprise wees as jy sien daar is verandering in jou naaste se lewe nie. Want met Christus kom daar net beter verandering. Sommige gaan ons so lief mis om vas te hou aan die ou dinge. It's nice to have a Mustang. It's nice to have a Mustang. But sometimes you got to get a good plastic and close it. For God want to send you a better or a fantastic car. So, you love the Mustang because you want to hear that. Jan? But sometimes you've got to make up your mind and you've got to say, Lord, I know you've got something more better for... Here, Jesus, laat ek vir Jan weghou, because Jan gaan net 'n Maserati ry voor my. As hy reg. Die Beetle is mooi. Die Beetle is mooi. En het baie sentimentele waarde. Maar soms moet jy die Beetle toemaak met plastic. En sê, Here, u het groter dinge vir my instoor. En Here, ek kan nie nou nog moet na Hyundai i10 City. My man sit die hele sitplek vol. My kinders kan nie eens vir hulle roer in die karrie. Here, laat ek hom toemaak. Maak hom toe. Maak hom toe. Is tyd dat die Here vir u iets nuut gee. Dis tyd dat die Here vir u iets nuut beteken. Dis tyd dat die Here vir u oplig, soos hy lelie opgelig het deur die modder. En luister, hy het nie vir hom net afsit, want daar was modder nie. Hy het deurgedruk en hy het deurgekom. En toe hy deurkom, toe maak hy oop. Toe maak hy oop. Toe hy oopmaak, toe sê, hey, want toe loop ons dan so vinnig. Kyk ons dan nie na die lelie nie. Kyk jy nou nie hoe mooi as die lelie in sy uitrusting nie. God maak so. God maak so. God is the God of benefits. En jy kan maak so die Jode maak. Vra, what is it going to benefit me? Because in elke iets wat die Here saamstel om te doen, is daar 'n benefit. Daar is 'n voordeel in. Maar vra die Here, Here, wat is die voordeel in dit? Want ek kan dit nog nie so lekker sien nie. En dan sal die Here jou oë oopmaak en jy sal gewaar, inteendeel, daar is 'n benefit. Wanneer God iets nuut maak, maak hy dit nuut met 'n benefit. Ek is amper klaar, soos 'n goeie prediker. En dat julle vernuut moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens beklee wat na God geskaap is, ware geregtigheid en heiligheid. Dit is 'n vasgestelde saak, dat 'n mens van die gees wat van ons gemoed deurgevoed moet word. Dit is belangrik
dat ek besef, ek is maar net soos 'n krummeltjie saad in die oë van die Here, maar die krummeltjie saad kan 'n verskil maak. Die krummeltjie saad kan 'n verskil maak in mense se lewens, dat mense tot 'n besef kan kom dat die Here leef en God is nog op die troon en die Here red nog. That's his job, man. And he loves doing that. He loves saving you from your ordeal. Hy hou daarvan om jou te red wanneer jy sien, hey, hier gaan ons sink. Hier gaan ons sink. Ons gaan sink hier en ons gaan sterf. Hou die Here daarvan, dat jy moet vir hom onthou en vir hom sê, Here, red my. Here, red my. U weet, toe die Here kom by die see, toe die Here sê, gooi die nette af, toe sê hulle, Here, ons nou heel nag nette afgegooi, maar ons het weer opgetrek en daar het niks gekom nie. Het u al besef? Sy praat Japanese, sy praat Chinese, sy praat Czechoslovakia, sy praat Ukraine, sy praat Russian, sy praat alles, maar sy praat die visie. Die Here praat vis. God sê vir die vis, ek het vir hulle gesê, hulle moet die nette weer afgooi. Nou sê ek vir julle, swem binne in die nette in, gaan julle in die nette. God kan alles praat, want God weet alles. God wil vir jou leiding gee, God wil vir jou oplig. Ons het 'n visie van die Here gekry. Met die senior pastor het ons die visie gekry dat God gaan die kerk laat oorloop. Die pastoele wat nog oop is hier, is jou vriende se sitplekke waarvan jy te skaam is om vir hulle te sê, gaan saam met my diens toe. Daai anders wat kom, kan ons nog voorstoele kry, maar die is jou vriende se stoele. Jy het twee hande. Jy het twee hande. God kan iets in die hande sit, maar as jy die hand toehou, is dit baie difficult vir die Here om iets in die hand te sit. As jy die hand ophou, kan God iets daarin sit. Nie net die hand, jou gedagtes. God kan iets in jou gedagtes sit. As jy jou gedagtes net wil oopmaak, van God is getrou aan sy woord. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Hy sal mos nie iets sê en dit nie doen nie. As die Here jou gesê het, ek gaan jou verlos van die kanker, dan moet jy besluit wanneer jy wil rid raak van die kanker. You see, kanker kan, as hy lank in jou is, word hy ook 'n ou ding. Maar God wil die ou dinge remove. God wil die ou dinge verwyder. God wil vir jou 'n nuwe liggaam gee. God wil vir jou operational maak, man. Sy is dynamic. Sy is mooi gemaak, Anna. Sy is pragtig gemaak. Daar's nie iemand wat soos jy, het jy ooit gesien, Anna, iemand loop soos die? Jo, nog nooit nie. Daar's niemand soos jy nie. En ja, hy het swaar gewerk vir die geld, maar gaan koop skoene by Edgars, man. Gaan koop stilettos. Koop jou iets wat jou bietjie lif, so lif gee. Jy is duur gekoop. Jy is nie sommer so nie.
Jy's 'n kind van God. En jy's 'n aan die brandgetuienis van die Here. En wanneer die Here jou geld net gestretch het, of het jou gesondheid gestretch, kom jy na vorentoe en jy praat van die goedheid van die Here. En die duiwel sak onmiddellik sy kop. Want jy praat van die goedheid, jy praat van die waarheid, jy praat van iets wat onmoontlik gelyk het, maar wat moontlik is by die Here. Jy kan nie kom met die getuienis van die Here en weer huis toe gaan nie. Because ek is sure, jy gaan van niemand sê by die huisie, maar hier het jy die geleentheid om vir die Here te sê, Here, ek het nie baie nie, maar wat ek het, Here, wil ek dankie sê vir U. Here, ek het nie baie nie, maar wat ek het, wil ek deel, Here. Laat my toe, gee my daar die vermoëns om te deel, maak my hart, teebals moet nie vergeet, jy moet nie alles weggee nie. Help my, Here. Help my. Susse Mariet is waar. Is waar. Jy kan ook nie alles weggee nie. Anders, toe die Here vir Lazarus roep, kan almal maar opgestaan uit die graf uit. Maar hy het spesifiek vir Lazarus geroep. Hy sê, Lazarus, kom uit. En ek vind baie moed daarin, dat Moses, toe hy die Here roep, toe sê die woord van die Here, nie dat Moses gefluister het nie. Moses het geroep, Here! Here! Hier sê ek, moet my nie voorbij gaan nie. Toe sê Here al klaar voorbij. Kind van die Here, word ernstig met sy genade. Want as u nie ernstig gaan word met die genade van God nie, gaan die genade vir u verby. Kom ons buig ons hoofde. Ek wil vir u net die kans gee om vanmôre hiertoe te kom, na vore toe, of lig net die hande op. Die Here het al reeds iets gedoen in u lewe, waarvan u nie wil getuig nie, waarvan u nie wil praat nie, waarvan u nie wil hê die mense moet daarvan weet nie. Lig op jou hand as die Here vir jou iets gedoen het. Lig net op jou hand as die Here iets gedoen het in jou lewe. Lig jou hand net op waar jy sit. Lig net jou hand op waar jy sit. Die Here is die Here. Die Here bly die Here. Ons gaan 'n gesamentlike gebed doen. Jy gaan almal vorentoe kom en dan doen ons 'n gesamentlike gebed. Ons gaan vir Broer Jannie vra om te kom bid vir u. Amen. Broer Jannie, ek kan sien jy wink vir my. Ja, Broer Jannie gaan vorentoe kom en hy gaan vir julle bid. En God gaan jou nuwe ding 'n rejuvenation gee. God gaan dit oppolish. God gaan dit nog laat blink. God gaan dit meer gebruikbaar maak. U wat jy hande opgelig het, kom stap net vinnig vorentoe. Net vinnig, ons gaan niemand ophou nie. Kom net vinnig vorentoe. Kom net vinnig vorentoe. As u die hand opgelig het, kom vinnig vorentoe. Jannie, kom Jannie. Jesus. Jesus breek al jou bande. Jesus breek al jou bande. Jesus breek al jou bande. En hy maak jou vry. Jesus breek. Kom ons, wat daar aan die bank is, ons staan op, dan strek ons hande uit, na hulle wat hier voor staan. U kan staan. Jesus breek al jou bande, en hy maak my vry. Ons gaan in 'n tyd van gebed, ek gaan vir u wat daar in die bank is, vra om net
u oë gesluit te hou, sodat ons vir elke een 'n redelike kans kan gee om hier te kom staan. Dis nie my wil nie, dis die wil van die Here. God weet hoe jy voel. God weet hoe 'n miserable tyd jy moet deurmaak. God weet hoe jy gemartel word. Hoe jy nie weet hoe jou next dag gaan wees nie. Die Here weet daarvan. Broer Jannie, kom bid net vir ons mense. Vader, U is 'n Vader van 'n nuwe begin. Die woord sê die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. En dit sluit ons gees, ons siel, ons liggaam, ons totale menswees in. En daarom dank ek U vanmôre in hierdie plek vir die kosbare salwing van U Gees, wat elke juk van gevangenskap, elke gees van depressie, van negativiteit, van teleurstelling en van hartseer word gebreek vanmôre deur die salwing van U Heilige Gees. Daarom spreek ek vanmôre lewe. Ek spreek genesing. Ek spreek oorwinning. Ek spreek goddelike deurbrake. Ek breek elke ketting van gevangenskap. Elke geslote deur oop. En 'n nuwe hoop, in 'n nuwe begin, in 'n nuwe oorwinning, in die gees, siel en liggaam van elkeen wat U aanroep. Want soos wat die prediker vanmôre gesê het, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou antwoord, Here, en ons sal U prys. Dankie vir die wonderwerkende krag, die heerlikheid, die liefde, die volheid, wat deurbraak gebring het vanmôre, deur die krag van die lewende woord, wat nooit teleurstel nie, nooit leeg na U terugkeer nie, maar doen wat U welbehaaglik is, in die oorwinningsnaam, die naam bo elke ander naam, Jesus Christus. Amen.